Die makro-omgewing verwys na eksterne faktore wat 'n negatiewe impak op saakbedrywighede kan hê. Besighede het geen beheer oor die makro-omgewing nie. Die institusionele omgewing vorm ook deel van die makro-omgewing. Besighede moet maniere ontwikkel om die uitdagings wat deur hierdie omgewing gestel word aan te spreek en daar kan ook van hulle verwag word om hul werknemers op te lei oor hoe om nuwe strategieë te implementeer. Die PESTO-akroniem kan gebruik word om die verskillende komponente van die makro-omgewing te verduidelik. P verteenwoordig die politieke omgewing en sluit regeringsinstellings en openbare belanghebbendes in wat 'n besigheid beïnvloed. Regulasies wat deur die regering gestel word, beïnvloed hoe 'n besigheid funksioneer. Stakings kan 'n besigheid en burgers negatief beïnvloed en beleggers se vertroue verloor. E verteenwoordig die ekonomiese omgewing en verwys na verskeie ekonomiese faktore wat kommersiële en verbruikersgedrag binne die land beïnvloed. 'n Tipiese uitdaging binne die ekonomiese omgewing is inflasie, aangesien dit besigheidsuitgawes verhoog en winsgewendheid verlaag. Petrolprysstygings of hoë rentekoerse kan byvoorbeeld veroorsaak dat lenings duurder word. S verteenwoordig die sosiale omgewing en verwys na die samelewing waarin mense leef en besighede funksioneer. Sosio-ekonomiese kwessies soos armoede beïnvloed verbruikersbesteding en besigheidswinsgewendheid. Lae vlakke van geletterdheid in Suid-Afrika is gelyk aan lae inkomste vlakke en dra by tot 'n surplus van ongeskoolde arbeid. T verteenwoordig die tegnologiese omgewing en verwys na die tegnologiese ontwikkeling en verbetering van hulpbronne sowel as tegnologiese innovasie. Besighede kan dalk nie tred hou met die nuutste tegnologiese neiging om winsgewend en geskik te bly nie. Werknemers is dalk nie vaardig om die nuutste sagteware of toestelle te gebruik nie. W verteenwoordig die wetlike omgewing en verwys na wette of wetgewing wat deur die regering aanvaar is wat sakebedrywighede raak. Besighede kan uitgedaag word deur hoe tydrowend dit is om uitgebreide arbeidswette te implementeer, terwyl ander dalk nie weet hoe om nuwe wetgewing te implementeer nie. Mededingingswette bevorder markgelykheid en besighede kan gepenaliseer word as hulle hierdie wette oortree. O verwys na die omgewingsfaktore wat die fisiese en natuurlike omgewing waarin die besigheid bedrywig is, beïnvloed. Ekologiese aspekte soos weer en klimaat beïnvloed verbruikersbestedingsgewoontes. Besighede wat die omgewing negatief beïnvloed deur besoedeling word uitgedaag om meer volhoubaar te word en hul praktyke te verbeter. Omgewingsfaktore verwys ook na die internasionale omgewing. Dit sluit onbeheerbare plaaslike en internasionale faktore in wat 'n invloed het op hoe besighede funksioneer. Globalisering laat internasionale korporasies toe om oor die hele wêreld handel te dryf en mee te ding. Politieke onstabiliteit of 'n pandemie het 'n negatiewe impak op internasionale besigheid deur handel te belemmer. Die institusionele omgewing vorm ook deel van die makro-omgewing en bestaan uit die plaaslike, provinsiale en nasionale regering. Die regering kan sommige beleide oor handel verander of wysig wat 'n negatiewe impak op besighede kan hê. Die makro-omgewing bestaan uit verskeie faktore wat uitdagings aan besighede stel. Besighede moet deurlopende navorsing doen oor hoe om relevante strategieë te ontwikkel om elke pestbou faktor en uitdaging te bestuur.